dieselfde ding met sport, met visvang. As jy gaan kyk na wat die Proteas doen en jy implementeer dit in jou eie hengel, gaan dit jou op die einde van die dag help. So ons sal definitief bietjie meer in detail daar spaar. Ja, hulle het dit opgeskryf van 10 na 20 vir al die spesies. Vir al die spesies, nie net vir die Alle, karper, karper, geelvis. En hoe meer sakkie vir hy sê, "Pa, gee petrol," hoe meer sê, "Maar gee mos petrol." Hy sê, "Nee, wag, klim uit." Ag, nee. Die volgende oomblik spring hy Pajero se pyl uit 'n boog uit, man. Ek sê nee, okay. Arrest my case. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Right, welkom terug by nog 'n episode van The Original Podcast. Vanaand se episode is nou weer lekker propvol beplan. Dis 'n episode wat ons so rukkie terug probeer record het, maar weens internetprobleme en tegniese difficulties het ons dit nie kon regkry nie. En toe is ons gas eers 'n bietjie gaan gallivant in ander lande en bietjie gaan visvang en saam met die spanne getoer. So hy is uiteindelik weer bietjie terug op local grond waar ons bietjie met hom kan gesels. So kom ons kyk hoe gaan dit vanaand. Maar voordat ons verder gaan, Dad, welkom by die podcast. Episode 77. 77? Ag, 97, sorry. Ja. 97. Hy sê ek is nog wakker, nee. Yes, like, dit is nog vroeg al by julle. Dit is nog vroeg al by julle. Ja. Nee, Sakkie, ons is reg, ons is als gegeer en ja nee, kom ons hoor 'n bietjie wat het die ou baas vir ons te sê. Ja, en dan ons gas vir vanaand is oom Arie Beckhuis. Is 'n baie bekende figuur in varswater hengel, papgooi. Ek dink vir meeste van die mense wat in die sport is en al redelike rukkie daar is, almal sal hom Arie ken. So dis 'n bekende gesig wat oral maar op. Ou met vreeslik baie ervaring en vreeslik baie kennis. So ons gaan vanaand hom bietjie tap vir al die inligting wat ons moontlik kan. So Arie, welkom by The Original Podcast. Dankie Sakkie, dankie Barry, voorreg om met julle te praat. Ja, die mense moet nie dink dat ons sy kop afgesny nie. Dit is maar net met die grysheid of met die wysheid kom grysheid in sy geval. So dit lyk omtrent of 'n mens sy kop nie sien nie, maar daar's hare daarbo en hulle is spierwit. As ongelukkig in die shampoo het ons hier Nigel kop. My pa sal nie weet nie hoe, Marie. My pa sal nie weet wat daai shampoo Nigel doen nie. Ja, nee. Ons sterg so vroeër in die week. Een van die ouens wat saam met my werk, is 'n Suid-Afrikaner van Groblersdal. Hy is nou 30 of 31, so hy is net so 2 jaar jonger as ek. Maar sy hier aan die kant is hy al grys. Die grys hare begin oral uitkom. Nou terg die ouens om vieslik, want dis op 30 begin mens grys raak. Toe sê ek vir hom van Dwayne Webb wat ook vreeslik vandag vroeg grys geword het. Ja. Dis maar net een van daai dinge waar as hy jou kant toe kom aan jou kant toe. Ja, dit gebeur. Gelukkig het hom Arie nog hare. Daar's baie min wat dit nog kan sê op baie ouderdom. Ja, maar anyways. Alright, voordat ons verder gaan, wil ek dit gou vir die mense by die huis sê, as julle nog nie gesubscribe het nie, ek kan sien op die analytics, dat so amper 40-50% van julle is nie gesubscribe nie, so julle kyk elke week die episode, geniet dit, maar julle klik nie op die subscribe knoppie nie, die subscribe knoppie is gratis en verniet, en dit help sommer net ons om hierdie podcast by meer mense uit te kry, en dan sal julle sien, elke week op Facebook post ek 'n ringetjie, net om te sê van die episode gaan uit. Dit is altyd nice as julle hom 'n bietjie share, hoe meer hengelaars ons kan gee, hoe meer kan meer hengelaars al van hierdie inligting wat ons deurgee uitbaat. Dit gaan die hele sport beter maak. Dit gaan net sterker en sterker word. En dit is wat die hele hoop van die podcast. So deel hom maar met julle vriende. Dis die maklikste manier om hierdie podcast uit te kry is word of mouth. Maar ek dink nie jy kan betaal vir bemarking so goed as word of mouth nie. So as julle vir julle chommies by die dam kan sê, kyk 'n bietjie Original Podcast. Dit is 'n lekker podcast. Ons probeer soveel as moontlik van die top gaste in Suid-Afrika vir julle gee. En daar's 'n klomp harde werk wat agter die skerms aangaan. So ons hoop julle geniet dit. En ons sien dit op 'n weeklikse basis, mense wat sê julle geniet dit. So ons sal maar net met kop neersit en aanhou. So as julle dit kan share, like, subscribe, doen maar net al daai normale dinge. Maar dan gaan ons maar verder. Daai pryse word seker die week uitgestuur. Ons het nou, ek sal die res van die mense net die week kontak. Verlede week was 'n bietjie dol gewees hierdie aan my kant, so ek sal die week net daai adres in goed kry en dit uitstuur.
Maar ja, Die daai 5 wenners die getrek. bokse is klaar reg. Hulle staan dan wag net vir name en adresse. Wag nou net vir die admin van my kant af. Dis dalk om die admin van my kant af maar redelik stadig lyk dit my. Was daar nog net die week. Aan die Ja, einde die van week die einde van die week kan ek vir mense sê verjaar sakkie. Hy verjaar donderdag as ek reg is, as ek reg onthou. En dan per toeval 32. hy's op 'n Vietnamese kursus op die stadium by universiteit en die maak donderdag klaar. So die Want ek episode sal daarna weet, sê gaan ons in Vietnamese rekord. Maar in alle geval ja, so hy gaan na dit gaan hy weer 'n bietjie meer tyd hê en dan sal dit goed weer vinniger gebeur. Ja, mens moet maar partykeer moet 'n mens maar net die goed prioritiseer. En dan vat party goed wat maar 'n bietjie meer prioriteit, so dis maar al hoekom dit nou maar so is. Alright, kom ons spring in die episode in. Kom ons wag nou nie langer nie. Oom Ari, as ons 'n nuwe gas op die podcast het, dan sê gee ons gewoonlik vir die mense net so 'n bietjie van 'n background van waar die gas se hengel geskiedenis vandaan kom en hoe lank hulle nou al in die game is. Wil oom nie vir ons net 'n bietjie vinnig 'n background storie gee van waar hom se hengel begin het en hoe oom gekom het waar hom vandag is? Ek het maar saam met my oorlede pa altyd gehengel. Hy was maar 'n man met 'n kanoe. En ek was die ou wat die roeie gekap het. En ek het 77, 78 militêre diensplig voltooi. En toe ek uitkom het ek aangesluit by Nigel Hengelklub. En toe loop ek om Sarel Goosen raak. Toe sê hy vir my nee, kom hengel kompeteer en kom Heidelberg toe. So dis waar ek in Sarel se paadjies gekruis het. En toe word ek lid van Heidelberg Hengelvereniging. En ek het gaan proef en ek het eers 1987 opgeneem in Gauteng se senior A-span. En daar het ek vir 6 jaar gehengel. En toe los ek dit by die bootgogga by die LTB. Toe gaan doen ek dit vir 5 jaar. Dus ek ook bevoorreg om 'n Mpumalanga klere te verwerf. En in 2001 het ek weer teruggekeer na die Papgooi. Toe word ek kaptein van die eerste ontwikkelingsspan wat in Sentraal Gauteng. Destyds was dit Suid-Transvaal 2002. En daarvan af het ek maar al die pad nog met hengel betrokke. En ek het self Safhof klere verwerf in 2011, waar ek in die Safhof magte toernooi deelgeneem het. Daai stadium was ons net 3 spanne. Vandag is daai toernooi en dit is my baby, ek hanteer hom, ons sit op 16 spanne. En toe ek SASA klere verwerf en daarvan af op en ek het die kursus gaan voltooi, die nasionale kursus, soos wat Safhof vereis vandag. En sedertdien is ek maar op die bestuur by Safhof, ek is nasionale keerder geword by die meesters in 2015, het ek oorgevat by die bekende oom Trevor Spencer. En 3 jaar terug is ek aangestel as ek senior nasionale keerder. En daarvan af is ek maar nog al die tyd in die gou met die hengel. Oom Ari, nou net vir die luisteraars by die huis wat nou nie die hele Safhof situasie ken nie. As oom praat van oom is nou 'n keerder. Wat is 'n keerder en wat behels dit? Soos jy weet, jy gaan eers na jou provinsie se nasionale se proewe toe, daar word jy gekeer. Dan kom jy in die provinsie se spanne, word jy uitgenooi nasionale proewe toe. En daar keer ons die hengelaars, ons kyk na sy ability, hoe hanteer hy sy hengelgery, hoe lyk sy hengelarea, sy as presentation, sy gooi vermoë. En dan daarvan af, daar's nou 'n nuwe ding, hulle noem dit 'n ranking list, dis 'n 3 jaar ranglys, wat jy 'n punt kry elke jaar. So en op die einde van die toernooi, kyk hulle na jou 3 jaar ranglys, hulle kyk na jou prestasie gedurende daai nasionale kampioenskappe. En sodoende word jy dan uitgenooi na die nasionale mini-proewe, as ek dit so kan noem. Ja. Alright, maar ek dink ons sal bietjie later sal ons nou daar inspring, want dit is half deel van die topic wat ons vanaand wil bespreek is bietjie meer in nitty-gritty oor die hele keuringsproses en wat dit behels en waarna om op te let vir ouens wat sê, ek wil nie sê ouens wat nou net begin nie, maar laat jy goeie gewoontes begin leer, dat ons weet as jy eers 'n slegte gewoonte het, om 'n slegte gewoonte te verleer is baie moeiliker as om 'n nuwe ding te leer. Terwyl mens
nog in die beginfases is, moet 'n mens dit goed reg doen en seker maak dat jy kry jou fondasie sterk gebou. So ek dink dis 'n goeie ding vir ouens wat wil aspire om eendag Protea deur te kry om klaar hierdie tipe van mindset te kry van wat van hulle verwag word eendag as hulle daar uitkom. En al wil mense daar uitkom nie, as jy Protea so hengel, dit is dalk 'n goeie idee om al is jy net soos oom wat Slams gesê het, 'n weekend warrior, soos oom Bekes. Nee, dit was nie oom Johan Bekes gewees nie. Dit was ons gas gister, verlede week. Was nie oom Petrie gewees wat gesê het van die weekend warrior? Ja, hy noem dit eintlik gewoonlik sommer die kokkelolle. Maar in elk geval kom ons nie die name noem nie. Maar as jy net 'n gewone papgooier is, dis dalk goed as jy dink aan as mense kyk na die rugby. Vir klein rooi valkies vir valkie rugby gaan jy nog steeds die tips gee wat die ouens wat in die Springbokspan is, gaan jy vir hulle sê luister, kyk daarso, as hulle dit doen dan kan julle dit doen. So dieselfde ding met sport, met visvang. As jy gaan kyk na wat die Proteas doen en jy implementeer dit in jou eie hengel, en gaan dit jou op die einde van die dag help. So ons sal definitief bietjie meer in detail daar praat. Arie, kom ons gesels gou. Die laaste 2 weke was daar nou vreeslike klomp hengel gewees. Was obviously betrokke gewees daarbey. Dis kom ons nie om 'n tweede episode kon probeer rekord nie, want ons was bietjie op die pad gewees. Waar was julle gewees? Wat het julle gehengel? So het verlede week so 'n bietjie met hom Petrie daar gesels en ons gesels môre met Nadine. Jansen van Nieuwenhuizen, dis 'n vervolgende week se episode. Maar waar was oom hulle gewees en wat het oom hulle gedoen? Saam met wat se span was oom? Sakkie, ons was uitgenooi, dis die streek 5 toernooi wat jaarliks plaasvind tussen Namibië en Suid-Afrika. En dit vind jaarliks plaas by Hardapdam. En ons het die Vrydag vertrek tot in Appington. Ek was kaptein van die dames A-span, die Protea span. Dit is altyd 'n voorreg en 'n groot eer om daai groen aan te trek. Jy weet, ek sê altyd vir die ouens as ons na die rugby kyk, soos nou weer Saterdag, as hulle die volkslied speel. Ek het altyd vir my vrou gesê, kyk nou daai ou, kyk hoe staan hy en huil. Maar glo my, as jy daar staan met daai vlag en hulle hys hom, jy kry 'n knop in jou keel. En ons het lekker vis gevang, ons het die Saterdag, Sondag en Maandag geoefen. Maandag was die vis, ons het gesukkel om hulle aan die gou te kry. En ek dink die groot probleem met die eerste toets wat Woensdag begin het, Namibië het 'n afdag, die Dinsdag. Nou ek dink dit belemmer ons die voer van die vis. En ek het dit so vir hulle genoem op die streek 5 toernooi se vergadering, wat ons graag wil wegdoen met daai afdag. Maar ons het die eerste toets gewen, en toe die tweede en derde toets, toe vat die span vlam, toe ons hulle gewyd was, die laaste 2 toetse. En dis nou die span waar Nadine ook was, nee, hè? Dis reg, ja. Nadine was die Victor Dorm gewees. Mona was tweede. En ja, wie was nou daar? Maar ons het die eerste 5 plekke. Nee, Angelika was nie in die dinges nie. Was Nadine, Zania Foster was tweede en Mona Venter derde. En Ilonka Lawrence was vierde en 5de was Angelika. Ons het die eerste 5 plekke gevat. Yes. Dis 'n skoonmaak sessie daai. Maar volgende week sal ons met Nadine gesels rondom die fisiese hengel gedeelte van dit. Wat op haar sê, kies ek. Nee, ek wou net sê, Arie, jy sê dit was weer daai mooi kaaps wat gebyt het en die ander vis was so stil. Ja, ons het die buddies gevoer, Barry soos ek hom ken, jy weet, soos ek sê, ek is baie bevoorreg, dit was my 8ste keer wat ek so toe gegaan het. En ons het elke jaar het ons die buddies geteken, want hulle is daar. Maar die jaar kon ons hulle nie kry nie, hulle wil net nie byt nie. En toe het ons gegaan na die karpe toe, en ons het tweede en derde toets elke dag het my dames hulle kwota volgevang, van 20. Dis net iets wat die luisteraars by die huis moet weet. Ek weet, ons het nou verlede week gemention, maar ek weet daar gaan dalk 'n klompie die episode kyk, wat nie verlede week se episode gekyk het nie. As om Arie praat van hulle kwota volgevang, en Namibië werk dit so, dat hulle mag net 'n sekere hoeveelheid vis van elke spesie vang. En vir die streek 5 het hulle nou spesiale vergoeding gekry, dat ek dink julle het gesê 20 kaaps, nee, Marie? Ja, hulle het dit opgeskryf van 10 na 20 toe, al die spesies. Vir al die spesies, nie net vir die kaap. Alle, karp, haber, kurper, geelvis. Maar hulle het natuurlik ook
met 'n spesifieke grootte wees. Jy weet soos 'n barber met 410 wees. En 'n geelvis 205. 'n karper 150. 205. Waar kom hulle by 205? Ja, ek weet nie, maar dis hulle sizes. 205. Hoe maak 'n mens? Hoe tik jy daai dokument? Hoe tik jy barber 410? Is dit kom ons kyk gou. Dalk is dit as jy kyk na duim, dalk is dit 'n spesifieke 10.8 duim. Ja, 20 wat het ek gesê 205 millimeter to inches. Dis 8.07. Daar's baie klein. Maar wat ek net sê is dat die 5 is maar net vir my vreemd dat mense dit nou sal bysit. Ja, maak En hulle punte werk natuurlik in 'n negatiewe stelsel. Dit is nie soos hier by ons nie. Jy weet by ons as jy sone wen en daar 7 of 14 en sone kry jy 14. Daar as jy sone wen kry jy 1. So die span op die einde van die dag met die minste punte wen die toets. O my genade. Dis 'n ding wat ons jare terug ook maar gehad het. Ja, dit is eintlik soos jy terug gaan na baie lank terug, ja. Dit is soos die tweede toets het ons nou die A-sone eerste en 'n tweede plek, en die B-sone eerste en 'n tweede, en die C-sone eerste en 'n tweede. So hulle kry 3 punte A, 3 punte B, 3 C, dan die span met die minste punte die dag wen die toernooi. Sjoe. Ja, dit is lekker. En die ander spanne wat ons was, obviously ons weet julle spanne was baie naby aan mekaar gewees. As ek praat van die meesterspan, die senior span, julle almal het maar inligting gedeel. Wil die ander spanne ook redelik goed gedoen? Al ons spanne, ons is baie bevoorreg, al Suid-Afrika se spanne het gewen. So ons het eintlik skoonskip gemaak. Dit as 'n mens dink nou aan verlede jaar se toernooi wat by die Nyl plaasgevind het. Ons senior span het pak slag gekry by die Nyl. Ja, ek weet ons het 'n klomp comments gekry daai. As ek reg is die ligtegery bootouens is op pad soontoe. Hulle ry die week, donderdag, Vrydag ry hulle. Ja, dis korrek Barry, ja. Dink hulle gaan met die as ek reg is die onder 21s, onder 22s. Is dit nie almal van hulle nie? Ja, ek weet nie, so ver met kennis trek is dit onder. Nee, ek dink dit is almal van hulle. Maar ek weet hulle gaan ook, dis ook by Hardap. Ja. Ja, nee. Ons het 'n klomp goed vir hulle gestuur nou vir dit. Ja, nee, dit gaan vir net so interessant wees om te sien hoe daai tackle boat mense daar doen. Ek dink dit kan nogal 'n prettige situasie. Ek wil net weet wat dit kos om daai bote af te sleep waarna toe. Wel ek dink dis al met klein jy sleep jy daardie groot seilbootskepe wat mense by Vaaldam sien saam nie. Ek dink jy soekie ou met in die span met die kleinste bootjie wat jy som net agter op 'n double cab kan vasmaak. Ja, dis waar. Ons het net met die bakkie gery en ons diesel was R8,000. So ek dink hierdie bote gaan jy seker kyk aan naby 20,000. Ja, ek kan nie dink dat dit vir veel goedkoper as dit gaan wees nie. Ek sê dit oor die algemeen is dit of vir myself, ons is nie een van daai groot bote soos van hierdie ander manne nie, maar vir ons is dit definitief net so bietjie meer as dubbel van jou gewone ry. Ja. So bietjie meer as dubbel dan sleep jy die boot saam. Natuurlik die voer kos ook 'n paar rande. Ja. Yes. Kyk as mens so daaraan dink, as jy R20 kom ons sê R14 of R15 ekstra op diesel gaan spandeer soontoe. Is dit amper vir jou goedkoper om 'n boot daar te verkoop om weer na die tyd en van daai nak. Ja, hier net 'n boot. Ja, ek dink is die maklikste. Dit gaan baie goedkoper wees om kry iemand wat jou kan skiep onder. Ja, kry iemand wat by een van daai ander damme wat 'n lekker boot het wat jy kan sê right, okay, bring hom net vir ons hier na toe. Betaal vir dit en ek wil daai pad is lank. Dis soos oom Arie het net gesê, die pad is lank. Nou daai lang pad nou nog stadig te ry gaan dit nog erger maak. Kyk, dink hoe lekker kuiere ou soen toe. Ja. Maar dan moet jy 'n designated driver hê.
Ja, Nee, ek bedoel nie so kuier nie. Ek bedoel voordat jy in Namibië is, dan tik 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 iemand in die venster hier agter. Ons nie die venster oop hoor. Oom Arie, het julle daarom geen probleme gehad op pad soontoe met die ry of op pad terug nie? Was dit daarom heel alright geweest? Smooth sê. Ja, alles het goed gegaan, Sakkie. Ons het net op pad terug by Katoo het Nadine se trailer se wheelbearing opgepak. Maar ons is gelukkig daar's mense wat daar gehelp het, gaan oopsluit het en die wheelbearing opgesit so hulle kon weer aandry. En ek verstaan, wat's naam? Patricia is iemand wat 3 bande ook afgeskryf het op 'n trailer, 2 bande op een trailer en 1 op 'n ander trailer. Ek hoor dit was die meesters, ek hoor dit was by Kobus Stolsel hulle. Maar hulle weet nie wie dit was. Vrydag daardie prysuitdeling, hulle dadelik huis toe gery. Sure, in die dag is daai paadjie, ek sal hom nie aandurf nie, van die stukkie van, as jy agter hom ry, hulle ry wel na om, Ottosdal, as die paadjie nogal sleg. Ja. En ek dink dis wat die mense ook net moet verstaan, is dat as jy die pad is erg, in Namibië self is die pad baie mooi. Ja, baie netjies. Van die grens tot by Hardap, tot by die hek van Hardap. Moes dit so, tot by die hek tot van by die Hardap. Chalets. Tot by die Chalets is daar geen probleem nie, maar dan is daar so 'n hek wat oopmaak as jy so oor die hekkie gaan, oor die Kettle Bridge gaan. En dan van daar af is dit jou eie bande op jou eie waarborg van daarna gaan dit eerste stuk is nog geraai. Dis maar net lekker klipperige pad. Maar as ou eers daar 'n bietjie verder aangaan. Ja, as jy die nooit opklim, maar Mombakkies toe, want dis waar ons gaan hengel. Dis ons het daar in die agterkant by Moddergat. Ja, ons het ook daar gevies, ja. Ja. Ja, so goed jy klim Drakensberge. Ja, nee, dis ons het met die Pajero, ons het so ry en klim 2x4 en sit hom in 'n high range 4x4 en hy skit so my pa sy oor raak so groot, hy is so low range 4x4. Okay, kom ons gaan. Dis van daai goed waar mens jy verwag het nie. Dis net wat almal altyd sê, dis onnodig om jou voertuig te laat spin of gly of wat ook al. As jy hom net in 4x4 kan sit en kan sê, weet jy wat, kom ons gaan nou maar op 'n veilige manier oor en jy weet daar's minder tension op jou tyres en dis net veiliger, doen dit. Doen dit. Maar hy stel 'n mentaliteit het nie mooi gewerk toe ons op die strand was en toe moes pa maar vir my gegee het dat ek maar ek ken van tyre spin, so toe laat ek maar die spinwerk doen. Ja, by Henties kan jy duidelik die walies sien, ja. Ja, ons het ek is nie gewoond aan hierdie ding van bietjie refs opjaag nie. Jy's like in die heel eerste aand toe soos daar op die strand en ek weet net so ons staan doodstil en ek wil net die kar draai, die wind het vreeslik begin waai so uit die noorde uit en ek wil die kar net gaan draai en ek wil nou sommer net so stadig ry. Ag ja, daar sit daai kar. En hoe meer sakkie vir sy pa gee petrol, hoe meer sê maar gee mos petrol. Hy sê nee, wag, klim uit. Ag, nee. Die volgende oomblik spring hy Pajero se pyl uit 'n boog uit, man. Ek sê nee, okay. I rest my case. Hy Pajero op so toe ek hom uitkry, dat is al klomp spore op die strand. Hy Pajero op, bounce het so van een spoor na die ander spoor, van een spoor na die ander spoor. Maar ek draai hom, ek ry terug, ek sê my pa, okay, waar wil pa hom stop? Ek sê net, daar het ek gesien die verskil tussen petrol en diesel, want 'n petrol kan jy trap en die krag is dadelik daar. Ja. Waar hierso met die diesel moet jy moet hom net bietjie meer dit is like turbos laat spoel. Jy moet die turbos net eers laat spoel voordat jy hom kan laat neersit. Maar ja, ek dink dit was vet pret. Ek dink vir die luisteraars by die huis, as julle enige van daai lekker 4x4 stories het by die dam, gooi vir ons bietjie hier in die comments onder, laat vertel vir ons bietjie julle stories. Ek dink dis nogal 'n goeie insetsel wat ons kan maak, man. Om bietjie die 4x4 of die nie 4x4 nie, die car fail stories te hoor van visvang, want ek bedoel, as ek vat van met die Sierra en die goed soos dit wat ons al deur is by viswaters. Ons het met my pa het 'n Sierra gehad, Ford Sierra gehad vir jare en vir jare.
En daai steinspad wat 'n mens kry, daai dit is mos net turf. En as dit die vorige aand gereën het, dan kan mens maar vergeet om 'n kar met 'n trailer deur te kry. So dan sal dit die vorige aand, die Vrydag aand reën, dan maak my pa my gewakker die oggend en sê hy vir my, luister, kom ons pak net gou die goed oor in die kar. Ja, dan moet ons nou alles uit die trailer uit gou in die kar inpak. Dan ry ons nou en dan terwyl ons op daai paadjie gaan, dan my pa floor daai 2 liter, was dit 2 liter, nee, dit was die 2 liter se. 2 liter. Nee, my pa floor hom so dan, soos dit ons daar verbygaan, dan lê die cruisers en die Hilux is almal lê op hulle chassis, my pa kap so hier vir my, hierdie kant toe, daai kant toe, maar gat ons, papie. Daai sloot wat hy so maak as jy ingaan. Wat so hier langs die kant is, daar dan 'n paar manne daar ingery. Maar dan kap ons hom maar deur. Ja, ek dink is die beste toets by Valdam is die steinspad. Yes. Ander ene wat ek altyd sal onthou is daai paadjie in, as jy op die steinspad draai en jy gaan links Last Farm toe. Daar net na, jy's mos dadelik teen daai opdraande. Opdraande, ja. En ons het daai tyd nog by Eland gehengel, en hulle het gesê ons kom daar by mekaar, en daar het almal gestaan. En nou moet hulle in hierdie modder hier wegtrek. Eers en dit het nie gewerk nie. En op 'n stadium nou stoot ons by die karre en sakkies hier reg agter 'n kar se wiel. Ek kan nie onthou wie se is dit nie, maar hulle spin daai kar nê. Ek probeer help stoot. Sakkie stoot, maar soos hy stoot begin kom hy modderstrook sy oor. Maar hy se deur sy gesig en deur alles is vol modder hè. Ja. Dit was Maar ek het wat daar gebeur het was, ek het gedink want die gras was lank geweest. En ek het gedink vir een of ander rede ons het hierdie kar begin, ek dink my voete het tentoon gegly asof ek op 'n treadmill geloop het. En ek tog is die gras wat teen my gesig skuur. Want ek dog toe ons stoot hierdie kar en hy begin. Meanwhile staan daai kar net sy bounce net so. Net modder. Ja, vetbreed. Ja. En nog pa gaan nou sê van daai van pa nog gesê daar by Steins, dink ek aan oupa met die kettangs. Ja. Nou ek dink ons het hierdie storie al op die podcast vertel, maar ek dink ek gaan hom net vandag weer vertel. So my oupa het altyd, hy het so ou Isuzu KB250 gery. Ek dink KB260 260. 2x4 bakkie, klein smal tyretjies en oupa het altyd gesê waar hy het vir hom kettangs laat maak wat hulle om die agterwiele sit. En hy ry met daai kettangs en verwoes die pad vir almal agter hom. As lank hy kan deurkom is hy happy. En nou vir enigiemand wat al gesien het wat 'n ketting aan 'n pad maak, gaan kyk 'n bietjie. Daai kettangs slaan daai pad absoluut stukkend. Die ou wat agter jou ry val vas. Dis nou maar een van daai dinge. Ja, ons sit staan een oggend by die proewe en ons het al vir oupa gesê dit was nie 'n goeie idee nie. So ons het ons bes probeer, maar oupa is maar oupa, so hy oupa Piet doen maar oupa Piet. En ons staan die oggend staan ons by die proewe en dit is die openingssessie en oupa is hoofbeampte. En hy gesels en hy sê vir die mense, luister julle, asseblief wees versigtig, moenie te naby aan die water kom nie. Gister het ek met die kettangs al probeer ry en ek nie vasgeval nie en iemand dak af en hulle sê oom Piet al geprobeer om met die bakkie daar te ry. Ek sal dit ook in my lewe nie vergeet nie. Oupa voor die hele sentraal Gauteng. Ek het gelag, ek het gedink dis vetpret. Maar in elk geval, ja, so ons het almal net maar sulke kar stories, wat op pas sê. Nee, ek wil ons terugkry op die spoor. Sit hom in high range. Alright, kom ons gesels 'n bietjie rondom die keuringsproses. Oom Arie is nou al, hoe lank is hom nou 'n keerder by Sitra of by Saffolk by die internasionale keure tussen meesters en seniors? So van 2015 af. Alright, so dis al so 10 jaar. So ek dink as ons die inligting wat ons van vandag kry is by die meesters, seniors as ek die laaste 4 jaar as ek keerder met die seniors. Nou, wil nie vir ons deur hardloop. Hoe gaan daai goed te werk? Wat is belangrike goed wat luisteraars by die huis kan kyk? Julle?
Waarna kyk oom hulle? Kyk, kom ek sê, so, ons is 6 keerders, so ons deel op in groepe, ons loop nooit saam nie. Ons kyk na die ou sy setup rondom sy hengel area, ons kyk na sy spaargery, sy spaarspoele, stroppe, al sulke dinge wat, soos julle weet, kompeteer in die hengel, gaan maar alles oor spoed. So alles moet naby hom wees, dit moet skoon wees, hengelaria moet netjies wees. En dan kyk ons natuurlik na sy hengelvermoë, sy gooi vermoë en so aan. Wat dit betref, Arie, vra julle hulle pertinent om te gooi? Sy jou en vra, hoor die trek uit en gooi vir iets, of hoe gaan julle daar te werk? Ja, ons kom vir die hengelaar, Barry, dan ons gee vir hom 'n strop, met 1.5 weight, sy sit jou bom aan, klip vir ons op 125, dui jou rigting aan, waarna toe jy gooi, en gooi hom vir ons op die klip. En dit is nogal verbasend, hoeveel van hierdie groot manne, wat nie by daai afstande kan uitkom, wat hulle sê nie. Dit is nogal 'n eye-opener, hoor. Ja, my pa het nou so ruk terug, hy gesê, hulle het 'n sparring gehad, my pa was die loper gewees, hy het geloop. En per toeval was dit 'n dag waar die ouens redelik naby op 'n kolletjie moes gehengel het. Het my pa gesê, dit is shocking om te sien hoe min ouens eintlik daai kolletjie raak gooi. En dan sit ouens wat ons al op die podcast gehad het, wat bereken dat hulle hengel baie op 'n kolletjie, en dit is verbasend as mens bietjie terug staan en jy sê, luister, okay, kom ons kyk, doen dit. En dan kyk 'n mens hoe om dit te doen. Dis waar wat jy sê, sê vir ou klip met 25 gaan gooi, maar jy sal sien wat gebeur. Ja, hy val op 15. Yep. Op 15 of hy snap hom, want hy wil 65 gegooi het, hy heeltemal geskroef. Hy gooi hom so, hy ruk hom so hard terug, dat hy hier voor hom val. Ja, die ding is dat 'n mens moet onthou dat daai tipe van ding is ook iets wat mens die hele dag moet kan doen. Dis nie net iets wat 'n mens gou in 5 gooi en net moet doen nie. Dit is daai konstante ding waar mens dit kan doen vir 8 ure in 'n ry. Die 25 is maklik om dit vir 8 ure te doen. Maar die 125 of 135, dis waar die challenge kom. En dis so na 'n paar ure hengel begin die skouers lam raak. Skouers raak lam, jy moet kondisies in ag neem, wind, sulke dinge. Dit maak jou moeg, is uitputtend. Ja. Ek wil een ding bylaas wat ek dink nou nie ons nou genoem het nie. So die keuringsproses vind plaas by die mini proewe. Ons noem dit maar die mini proewe, dis die Springbok proewe. Dis minis is dan maar net 'n term wat ons gebruik. Ek is korrek. Nee, dit is by die minis, nee. Nasionale proewe, ja. Ja, so waar die nasionale proewe nou maar inkom is, so jy gaan hengel proewe vir jou provinsie, soos oom Arie vroeër gesê het, jy gaan hengel proewe vir jou provinsie. Jy gaan hengel jou SA's, en dan as jy by die SA's nou goed gedoen het, die top 20, of hoeveel gaan deur, maar by die, kom ons sê die meesters, die top 20 gaan deur, top 30. Nee, as nie te sê nie, ons nooi 33.3% van die proewe nominante. Alright. En dan, as jy na die rankinglist toe gaan, kyk soos byvoorbeeld, as ek kan noem, die Protea span bestaan uit 7 hengelaars. So 6 hengelaars reserve. Safhof A-span is 12 hengelaars reserve. So daar word 'n addisionele 20 nog daarby uitgenooi proewe toe. En dan soos wat die ouens die proewe aanvaar nie, kan ons nog 20% afgaan op die lys. Dan stop hulle. So as jy Protea klere het, is jy outomaties in die mini proewe vir die volgende jaar? Nee, as nie te sê nie, nee. Want dan waar jy lê op die ranglys en hoe goed jy by die nasionale kampioenskappe gedoen het. So, dis nie dat as jy die jaar in die span is, jy outomaties volgende jaar toelating kry. Nee, laat jy. Net die Victor Ladorum word outomaties genooi. Okay. Victor Ladorum van die internasionale toernooi of van die SA's? Van die SA's. En dan word die elite, word die top 2 uitgenooi by die elite finals. Word ook genooi proewe toe. Okay. Ja, jy moet regtig, as hulle jou kies in die Protea span, moet jy weet, jy verdien dit. Want om 7 hengelaars uit die hele Suid-Afrika waar afvies, dit wil gedoen word. Ja. Ja, dis waar die ding inkom. Ons het al
as ek 'n bietjie meer van die politiek kant kan afhaal, kan 'n pakkie kan uithaal. Ons het al in die verlede was altyd gesê dat ja, die ouens wat Protea klere kry is die ouens wat die geld het vir dit. Dit is altyd geld speel altyd 'n kwessie in dit. Ons het al hoeveel keer het mense gehoor, ja, die ou kry dit net as gevolg van die geld. Die ou kry dit as gevolg van die geld. Op 'n of ander dag mense moet dit kan bekostig, maar jy gaan dit nie net kan koop nie. Jy gaan nie net inloop en sê luister, hier's 'n trailer vol geld, geef my die Protea klere nie. Nee, is definitief nie so nie, Sakkie. Nee, daar stem ek saam. Jy werk hard vir dit, regtig. Dit is so. En as jy bo uitkom in die Ali span, dan ek sê dit wil gedoen word. Maar laat dit 'n mens 'n klomp geld kos is 'n feit en laat dit nie vir noodwendig daar kan baie goeie hengelaars wees wat eenvoudig dit nie kan bekostig nie, maar dit is ongelukkig maar hoe die lewe is. Ja, ou kan nie daarin iets doen nie. Dis dieselfde as ou nie verlof kan kry nie, kan jy nie verwag om te gaan toer nie. Ek bedoel ons kan nie niks aan doen nie. Dit is elke persoon se eie keuse. Dis ongelukkig is die bemarking rondom die blootstelling wat 'n mens kry rondom daai toernooie nie great nie. So jou sponsorship opportunities is baie min. So dis ook nie dat 'n mens kan sê dat luister ek hoor hierdie word op SuperSport uitgesaai. Kom ons kry bietjie tops of spaar of wat ook al met te borg en goed dit, want dit gaan nie gebeur nie, want dit word nie so publiek gestel nie. Ek dink dat ons praat nou van die toernooi wat nou op by Hardap gebeur het. Ek wil sê dat ek dink ons podcast is seker die podcast waar ons die meeste al gepraat het van die Protea span. Ek dink nie daar is enigiemand anders wat al so gesels het oor die toernooi. Dat hulle enige blootstelling gee nie. Ek bedoel, daar het ons nou verlede week met Don Petrie hulle gesels vanaand met hom Ari, gesels môre aand gesels ons met Nadine, wat Victor Lorem is. En as draai ouens van Australië af terug kom, gaan ons obviously 'n podcast maak met een van hulle. Ons sal seker met AP of met Joseph de Beer 'n bietjie gesels. So ek dink van ons kant af dink ek ons probeer ons bes, maar daar's niks anders wat regtig publisiteit gee rondom dit nie. So dit is 'n baie moeilike ding om finansiëel te justify om dit te borg. Ja, soos ek sê, die oorhengel is op die regte pad op die stadium. As ons nou kyk na die spanne wat nou Australië toe is, weet Nieu-Seeland neem ook nou daar deel. En ek glo volgende jaar sal Amerika deelneem. Want Wits, wat hier in Suid-Afrika was, is nou aan die ander kant. So hy trek die toue daar. Weet, as ons 5 lande, dan kan ons ook 'n oorhengel wêreldkampioenskap aanbied. En hier wil Hoeveel lande moet 'n mens? 5. En hier moet ons regtig vir ou soos Andries Marius baie dankie sê. Hy loop groot myle vir hengel. En hy doen baie vir ons, regtig. Ek sit dus so en wonder. Ek wonder of moet ons nie kyk of ons 'n Vietnamese span kan by mekaar maak nie. Jy sê daar, reël jy. Ek ons het Kaaps hierso, dan kan hulle leer. Hierdie ouens hulle kan operate. Ek weet dit nie of hulle baie ver gaan gooi nie. Ek dink almal moet op hulle. Ek dink ons maak een reël, jy moet op jou knieë staan en gooi. Ek het nou vandag weer foto's gesien van daai Kaaps daar in Australië. Hulle vang mooi Kaaps hoor. Is dit? Ja, is regtig, hulle vang mooi dik Kaaps. So. Ja, nee, dis 'n ander ding. Sakkie, ons moet dalk op 'n stadium met Andries gesels. Dat ons hom ook net maar opkry. Hoor wat hy ons kan vertel. Dan kan hy vir my 'n bietjie die riglyne gee van wat 'n mens moet doen om 'n land se span in te skryf. Dan bring ek daai Vietnamese span. Bring ek die original Vietnamese span. Daar's 'n rede hoekom ek leer Vietnamees praat. Ek gaan hierdie ouens mooi leer pap gooi in Vietnamees. Jy gooi daar, jy eet dit, jy eet dat, jy eet dat. Al wat jy moet leer is net petit genie. Ja, ek dink ek gaan my hande vol hê om hulle te kry om nie die voer te eet nie. Ek dink petit genie nou praat jy om my kraal. As ek wil die petit genie gaan gee met die voer, gaan hulle dit try. Hulle eet mos regtig alles daarso. Jy was Ari, daai mense, daar's niks wat hulle nie eet nie. As 'n ding gekou kan word, dan eet hulle hom. Ek het vandag weer een van daai ek het 'n dis bestel
wat ons al baie keer geëet het, maar ons het by 'n nuwe plek bestel. Dit hy vir daai century eggs, dat hy dis nie die dis nie nee, dis nie iemand paddings nie. Dis nie een wat die eier wat al ontwikkel is nie. Dis soos 'n eier wat hulle ek weet nie, hulle dis 'n gewone gekookte eier. Maar hy is gefermenteer. So is 'n gewone as jy hom oopsny, hy lyk presies soos 'n gekookte eier, maar hy is blou aan die buitekant. Ja. Blou gemif. So is nie blou gekook nie. Hy is nie blou gekook nie. Ja, hulle noem dit 'n century egg want hy's oud. Hy lyk soos 'n century. Dis 'n ou eier. Dis ek die bak, ek hierdie dingetjie nou oopmaak en ek sien hierdie eier staan so vir my. Roep ek dit my vrou sê, "Van baby, kom vat asseblief die eier hier, asseblief." Yes, nee. Ja, dis sommer Arie, daai van daai goed, nee, is net regtig waar. Dit was vir my verskriklik 'n jaar terug toe ons daar by Sakkie was en hulle het vir ons een aand kos bestel wat sê net maar soos ons Uber Eat of Mr Delivery of wat ook al die kos kom aflewer. En ons het gesit en geëet en aan die einde toe sal so 'n sakkie met ek dink 3 eiers in. En die 3 eiers is daar, maar nou weet ek kyk nie na hierdie goed nie. Nie dat ek geweet het wat om te verwag nie. En toe die kleintjie se vrou nou besluit sy eet hierdie Sakkie se vrou. Die Sakkie se vrou nou besluit sy eet nou hierdie goed, nê. Ek kon daar sit terwyl sy die eerste een oopgemaak het en hom gehaap het, maar toe sê vir hom haap, toe sê ek nee, ek gaan nou 'n bietjie kamer toe. Ek sien vir julle net nou. Nou ek is nie snaaks nie, maar as Liam sou eet, gaan ek definitief vir 'n wyle vas. Hallo spook. Hallo. Ek gaan definitief nie. Nee. Ja, ek is Dit ryk nie sleg. Dit ryk nie sleg. Dis daarom maar een. Dit lyk en dit klink en dit nee. Sorry, elke ou het sy limite, daai was vir my net te veel. Laat ek net oom Arie wat hierdie eier nou is, dis 'n eier wat klaar is 'n embrio wat klaar begin ontwikkel het. So hy's nog in die eier, maar die voeltjie is al daar. So hy het al bene, so as jy hom eet dan kraak hy. Hy's crunchy aan die binnekant. Ja, gelukkig so honger is ek nie. Ja, biltong en droewors, ek sal nee. Maar kom ons losie kos. Dit is nou amper Desember nou weer. Wat se hengel lê voor? Kom ons gesels 'n bietjie oor wat voor lê. By Sakkie hierdie naweek is dit die Promania Finals. Ek weet nog nie presies wat die reëlings is nie, want ek weet hulle sou by Riviera gehengel het. Maar ek is 100% seker daarvan hulle kan nie daai hengel nie, want ek verstaan die water lê so 15 tree agter die wildsyning wat daar is. So jy kan nie op die stadium daar inkom nie. En buiten vir dit weet ek hulle het vanmiddag of vanaand nou weer groot reën daar by Valdam en Vereniging 3 Riviere. Daai plekke val die water laat die beesies bewe op die oomblik of net voor ons begin het. So ek is oortuig daarvan Riviera gaan hulle nie hengel nie. Ek weet van hulle en ek weet nie of dit almal nie sou Bierman toe gaan het. Ek weet nie, ek dink daar gaan 'n klompie veranderinge en verwikkelinge wees deur die loop van die week. So as maar moet wag en kyk, want daai manne is oorgehaal en hulle is gereed. Sjoe. Ja, dis wat dit was. Ja, dis baie nice, dat reën laat die honde huil. Ja, ek het jou gesê, ek het nou nog gehoor hulle praat ek met Frans Jordan sê vir my dit reën laat dit bars daar in 3 riviere. En dan sê gewoonlik op pad hier na ons, so hy vang julle seker nou maar eerste. Ja, hy reën lekker en die weer is baie swaar. Ja, nee, ons hoor so. Ja, nee, so ek weet nie dit se maag was of dit die weer was.
Ja, gelukkig is hy weer. Ons glo se. Maar- Ons glo se hierdie mics is baie sensitief. Maar in alle geval so dit is die enigste, ek dink ek seker omtrent die laaste bietjie groot hengel wat ek van weet. En die juniors SA's. Ja, die juniors, maar hulle is nou mos maar klein mensies nog. So Kampanne ook met die light wie het nog gesê van die mannetjies. Johan Bekes. ja, Wat sê vir die mannetjies toe? Hy praat van die meesters. Ek is net so hy het 2 mannetjies op die punt. twee mannetjies is dit twee meesters wat op die punt sit en hengel. Man. Ja, maar in alle geval so nee, maar wat die seniors betref, dink ek die laaste groot hengel is net maar die Promania finals. En dan dink ek Januarie begin hulle weer met die ou Old Transvaal en daai tipe goed. Maar ek dink dan is die groot dinge verby. Dan sit net maar familietyd en ek dink familiehengel en dan stof die ouens die canoes af en die aasbootjies en die goed af om Dan sê die bietjie te pa gaan gaan derby links. Ek bedoel ander links. My links. My links of jou links, dis dieselfde links. Oom Arie, my pa praat so van his familietyd en goed so dit so. Ons weet daar's nou 'n klomp ouens wat Desember en goed gaan hengel. So as oom nou vir die van 'n keerders oogpunt af vir die luisteraars by die huis kan sê waarop hulle moet probeer fokus. Wat se tegniek, wat se styl, wat se skill as hulle nou Desember, kom ons sê hulle gaan Vaaldam toe vir 2 weke of wat. Wat se skill moet hulle probeer verbeter? Wat oom sien wat is 'n probleem wat oom half oor die 10 jaar wat oom nou 'n keerder is, wat oom sien wat die grootste issue is op daai vlak. Wat dat hulle op 'n baie basiese vlak kan begin om aan daai probleem te werk. Wat sou oom sê is dit? Die groot probleem is maar kol gooi om 'n kol te bou. Maar weet jy kan nie vir 'n damduiker gaan sê sit 'n bom aan en gooi daar 20 bolle nie, weet hy gaan vir jou lag. Maar dit is maar die belangrikste met enige kompeterende hengel is kolbou. Dit en dan die distansie. Om hy kol te bou op verskillende distansies. Dis maklik Ja, weet ek. om 'n kol te probeer gooi op 60 of 50 of whatever. Maar sodra ou hierso oor 100 gaan dan dis wanneer die ouens se kolle beginne groot raak. Rugbyveld raak. Ja, dan weet ek sê altyd vir my enige span waar ek betrokke is nie die aas wat die vis vang nie. Ons moet die regte lyn kry dan sal ons vis vang. Ja. Maar ek dink dis een van daai ding van oom Arie sê nou as jy nou vir 'n damduiker gaan sê dat jy moet nou 20 bolle daar gooi gaan hy vir jou lag. Dit is seker so, maar ek dink dis ek dink die ouens wat na die podcast luister is nie regtig deel van daai crowd nie. Ons almal weet daar is 'n crowd mense wat visvang wat links van die regering is of agter die draad is of hoe ook al jy dit wil sê. Maar ek dink die ouens wat die moeite doen om na 'n podcast te luister oor visvang is ouens wat luister. Ek bedoel ek dink nie iemand gaan 'n uur en 'n half sit en luister na 2 toppies en een jonger man Vietnamees wat gesels rondom papgooi. As hulle nie luister om te try nie. En ons weet en ek bedoel met die hoeveelheid e-mails en die goed wat ek kry op 'n gereelde basis wat sê dat hulle het dit probeer en dit het gewerk en die kant en daai kant toe. So ek dink dis een van daai goed waar oom sê nou dat dis iets wat waar hulle aan moet werk. En ek is seker van ons 'n klomp ouens wat wel gaan luister en sê weet jy wat, okay, kom ons doen dit. Dis Desember, dis 'n lekker tyd van die jaar om kolbou te oefen want die moontlikheid dat jy 'n pophuis vol vis gaan vang is redelik goed. Dis jy gaan nie op 'n punt kom waar jy oorvoer nie. So jy kan baie maklik gaan en sê weet jy wat, kom jy kies 'n afstand, vat 'n 60, vat 'n 70, vat 'n 80. Oefen nou bietjie 65, net 'n bietjie 70, net 'n bietjie 80. Oefen op 'n distansie waar jou vrou kan gooi. Dan maak jy die kols, draai 'n kol in die gang is, dan probeer jy sê vir jou vrou, okay, nou gooi jy. Jy gooi vir jouself. As daai kol in die gang is, weet jy as jy 3 of 4 meter regs of links gooi, jy gaan nog steeds 10 byt kry. So ek dink dis 'n regtig lekker ding. En dan ek is 'n groot voorstander van fynhengel. Ons het nou gepraat van Nadine. Jy weet Nadine is 'n briljante hengelaar. Ek het dit nou weer gesien op die toer hieronder. En die tweede dag was sy in my sone.
En ons staan in die visrak stil. Sy sê my, wat moet ek verander? Ek sê, sit 'n fyn klein deegie aan. En jy kan self met haar praat as jy nou met haar gaan praat volgende week. En laat hom sê weer in die Kaap en dit woep, dit sê die 20 Kaap vol. Dit is 'n klein goedjies wat ou moet adjust. Nou waar het oom die klein fyn asie ding, waar dit vir oom begin? Want ons is nou die teenoorgestelde, ons is nie 'n aas nie, maar ons is 'n aas. ons is maar ons hou maar van 'n aasie aan sit. Nou waar het oom die fyn dingetjie nou begin? Maar ek was kaptein van die Barbarian span by Bloemhof. Toe Fanny de Jong was ook in my span. Fanny. En ek staan nie daar gaan kyk en ek sê van Fanny, wat maak jy nou daar? Hy sê, dis hoe ek hengel oom. Hy sê, en vat 'n tip van 'n voel af, probeer dit. En dis waar dit by my vlam gevat het. Weet ek nou vir die dames deeg gemaak ook al. Dan deel ek die pakkie deeg uit in die oggend voor ons vertrek dam toe, is ons open met gebed en so aan. Eers dan wat hulle vir my vra, wat moet ek die res van die dag mee hengel? Sê ek, hierdie deeg sal jy die hele dag hou. Dit almal wel groot, maar dis klein fyn deegie. Probeer dit volgende keer as jy gaan. Ek weet dit gaan baie lank vat om my pa te kan wins, so Marie. Ja. My pa is nou 63 en dit het nog steeds nie gewerk nie. Ja, Niemand kan hom nog konwins nie. Ek glo daaraan 'n vis. Jy gaan 'n vis vang as jy hom kos gee om te eet. Ja, ek en jou pa sal weer eendag langs mekaar sit by die dam, sal ek hom wys. Ek sal van my deegie aansit. Dis reg. My pa vat nie sy bril saam as hy gaan fish nie. Of doen pa deesdae. Vat maar pa se bril saam. Nee. Ek kon net sê, daai deegie nog kan sit dan. Wat se naam is dit? Maar ek sal oom Jesus maar. Ek kan hom nie leer vis vang nie. Hy vang al baie lank vis. Ja. En ek gaan hom 'n Arie deegie aansit, dan gaan ons sien. Kyk wat hy doen. Oom Arie praat nou van so 'n klein deegie hengel. Laat my nou dink aan oom, wat se naam is dit? Oom Lappies. Met sy vinger in die bol. Dis iets wat ek dalk vir die luisteraars kan vertel, wat ek weet nie of hy het nog steeds nie, maar hy het dit vir bitter lank was dit 'n stapel op sy met hy gereeld arsenaal. Soos Nadine wat hy sê, die vis het stil geraak, dan gaan sy na hom Arie toe en Arie sê vir dit nou. Oom Lappies was een van daai waar hy vat jou bol en dan vat hy sy vinger hier waar die gewiggie is nou onder en die lyn gaan nou reg deur, dan daar waar die lyn uitkom, vat hy sy vinger druk hy so 'n gat en dan hy vat Petit-Genie, dan maak hy gat so vol met Petit-Genie tot hy nou flush is met die ding, dat hy nou letterlik soos 'n pocket vol Petit-Genie doen. Dan vat sê vir jou, dan vat jy daai ding. Hy sal nie die woorde gebruik wat hy sy woorde gebruik nie. Sy woorde was gewoonlik maar baie kleurvol geweest en is definitief nie podcast friendly nie, maar dan sê vir jou, vat die ding en hy gooi hom nou maar net, man. Vat hom in, nou nie speel nie, vat hom in gooi hom. Daar's nog baie hengelaars wat vandag so hengel hoor. Ek sê die bal maak en die floutie wegsteek en so. Daar's nog baie. Hy eerste dag toe hy daai gat in die ding druk en hy maak hom vol moetie en hy sit X-Factor boor en hy sê vir hy vat hierdie ding nou. Ek sê vir hom Lappies, daai is mos geen manier dat daai bol gaan nou nie. Daai ding dan so gat daarbo in. Hy sê gooi hom. Eers sal ek nou daai ding gevat en gooi en daai ding 10 minute gelede loop hy sê ek okay, dis ek met vinger in my gat en dan druk ek 'n gat en toe vang ons die visse. Ja, nee, dit is hierdie game leer jy nooit genoeg nie hoor. Ja, ek sê op 'n dag jy moet nooit vir ou sê dit sal nooit werk nie. Ja, die dag gaan kom, dit gaan werk. Flip, die dag gaan kom. Dit Murphy dit nou net al hoeveel keer bewys. En dit gebeur op snaakse tye en dan sit jy met jou vinger in jou ding is. Dis dieselfde soos met my vet deegies. Ons moet maar kyk wie se dag gaan eers kom, joune of myne. Dis reg.
Ja, maar dit is altyd lekker as mense so terugdink aan al die triks en die goed op die einde van die dag is met visvang is dit een van daai goed waar jy moet op jou voete dink en niks is ooit ek gaan nie sê niks is ooit verkeerd nie, maar daar's nooit 'n regte wy en 'n verkeerde wy nie. Ons het al gesien van as jy by die juniors was, kyk die juniors het as jy by die juniors bietjie tyd spandeer en jy weet hulle pa is nie daar nie, dan die kreatiwiteit wat uitkom vir wat hulle op die bal gooi is interessant. Daar's tomatiesous wat gegooi word. Daar's tandepasta wat gegooi word. Dis 'n klomp laities en as daar nie vis uitkom nie, dan probeer hulle enige ding doen. En daar was 'n jaar gewees waar hulle die beesmis so in die voer ingesit het. Onthou pa dit? Ja, ek was vir jou ma so kwaad ek kon slange vang. Waar hulle gaan beesmis in die veld gaan kry en dan groot gooi die beesmis in die voer. En nou weet sy vertel die middag, ja, maar daar was nie vis voor haar nie. Ek sê, hoekom? Al hy kak in jou voer. Yes, ek wou slange vang. Maar weer eens, die dag aan daar kom waar die kops sakkie. Ja, don't go there. Laat man in die case. Ek wil gou vir mense. Geef my 'n hengelaar wat reg hier is en reg hier is. Ja. Nie vir my name gee nie. Geef my wat reg is, dan gaan ons vorentoe. Ja, dis 'n feit. Ek wil gou vir mense hier so 'n dingetjie wys. Ek net nou per toeval ek goed hier langsweg gehad dat ek nou al hoe lank dreig ek moet dit net weer op hulle plek gaan sit en ek vat dit toe en ek gaan sit dit in die buitekamer en ek het daar neersit, toe sien ek die botteltjie en ek vat die botteltjie toe en ek bring hom saam terug studeerkamer toe ek kan ek raai wat dit is. Jy sal weet. Sê botteltjie. In alle geval toe dink ek moet hierdie botteltjie bring en vir mense dit net wys. Sommer maar net ietsie van my kant af. Hulle kan dit gaan probeer as hulle wil, as hulle nie wil nie, hoef hulle dit ook nie te probeer nie. Maar dit het vir my definitief al baie keer verskil gemaak. Soos Arie nou net gesê het, jy moet hier wees en hier wees. Nou daai ding dink ek hy smokkel dalk met al twee, maar laat hy so nou en dan vir jou werk is 'n feit. En dit is hierdie botteltjie. Nou dit is so 'n klein glas botteltjie. In die ou tyd het 'n mens naaltjie olie net in hierdie groot botteltjies kon kry. Dis 'n 5 ml naaltjie bottel. 5 ml botteltjie. En die naaltjie olie in die begin altyd 'n kurkproppie gehad. Maar toe het hy later uitgekom in die bakelietproppie en hierdie ene per toeval is nou nie naaltjie olie nie, maar dit is bergamot essence. Die vrouens sal dit vandag ken, ou koop dis Lennens bergamot essence en deesdae koop 'n ou in daai gewone Lennens botteltjies wat 'n ou kry, maar hy kom in 'n glas botteltjie, nie in die plastiese botteltjies nie. Wat ons hiermee doen is oom Boet my genade. Okay. Maar 'n ou oomie wat my pa se nou al hier amper 100 gewees het en oom Boet het dit vir hom vertel toe ek 'n laaitie was. Ek gaan nou sy van onthou. Maar in alle geval, my pa het op 'n stadium met 'n redelik straf gerook en ons hengel toe die dag by Boskopdam daar by buitekant Potch en die muddies buitelei bissies bewe my pa vang nie 'n vis nie. En oom Boet kom toe na my pa toe en hy sê vir hom, Isak, maar dit is as gevolg van daai nikotien op jou vingers. En my pa sê vir hom, nee man, dit kan nie wees nie, en die hele storie, en hy sê vir hom, gaan was jou vingers, gaan was jou hande en met die sand en die goed, en hy het dit gewas, toe kom hy by my pa en my, sê vir my pa, okay, vat nie hiervan, en al wat die mens daarmee doen, jy vat so, en jy dop hom net so op 2 van jou vingers, en dan sit jou vingers so teen mekaar, dan vryf jy hom so. En dan sê, ek weet nie of julle dit kan, my gewone een, ek weet nie of julle dit kan ruik nie, maar dit is verskriklik lekker. Al vryf 'n ou hom so totdat jou hande warm is, en dan, dis 'n tipe lemoen, suurlemoen tipe geursel, wat dit is, né? So sitrus ding. Maar dis regtig goed, en
as jy nou ooit in jou lewe, of as ek vir jou kan sê, koop so 'n botteltjie, sit hom in jou kar. En as jy nou in die oggend ry en jy kry 'n probleem, jy kry 'n popwiel of so ietsie, dan kom olie of petrol of grease aan jou hande. En jy kom by die dam gaan, was jou hande lekker, vat daarvan smeer dit in jou hande. Of alternatiefelik, ek het dit hoeveel keer al met mense gesien, as jy staan op 'n pen en hengel en dis een van daai dae, jy kry nie vis nie, jy sukkel. En jy begin stres, en hoe meer jy stres, hoe minder vis kry jy, en dit gaan net aan. Dan sê ek vir mense, gaan was jou hande, hier's bergmot essens, vryf jou hande, kom ons gaan nou aan, ons begin ons hengel. En ek sal vir julle sê, ek waarborg julle dat die mense kan ons maar laat weet. As dit vir hulle werk, laat weet my, as dit nie vir hulle werk nie, kan julle my ook laat weet. Maar ek sê julle nou, dis ietsie wat ou na kan kyk vir julle self, sommer maar net van 'n ou oomie af. Gaan dit try, dankie. Dit is regtig. Ek beloof ek het dit altyd gedoen. Ek het dit altyd gedoen nadat ek sunscreen opgesit het. Ek sal as ek klaar sunscreen opgesit het, dan gaan was ek my hande, as ek klaar my hande gewas het, dan vat ek dit net toe. Vryf het lekker warm, is so lekker lemoen. In my kas, in Lia se kas, Sakkie se kas, in die kar. In my petrolsakkie. Ek het dit klein brokkies oralste gewees. Ek het dit al die jare gedoen, toe ons nou regtig nog ernstig pap gooi het. Ek maak in die oggende eers my aas, net voor ons ry, maak ek gou die deeg, en sodra ek my deeg klaar gemaak het, dan loop ek kas toe, en dan so op pad uit, vat ek my die kar sleutels, en ek gaan en smeer dit gaan my hand in die kar, klim in die kar en ry. En dit was maar vir my 'n roetine. Die vrouens kan dit maar in hulle shampoo ook gooi. Dis blykbaar. Ja, dis waarvoor hulle deesdae hoofsaaklik seker gebruik is. Die vrouens gooi dit in shampoo. Jy kan dit probeer. Ari kan vir ons altyd terugvoering daaroor gee. As jy sulke mooi soepel, as ons sien jy so super wavy, dan weet ons dit werk. Hulle sê dit gee vir jou body. Wie se hare is meer wavy, myne of hom Ari se? Ja, wat dink julle van myne? Ek het een nie, so ek het hom gemis vanoggend. Alright julle, ek dink die tyd het ons te gevang. Ons praat nou 'n klomp ander goed. Ek dink daai tip wat Paul gegee het is regtig iets wat ons vir jare en jare gedoen het. En dis regtig, en elke kar wat ons gehad het in die Pajero, in die bus, in my bakkie, oralste was daar botteltjie Lennons, bergmot, in my kas, in my petrolsak het ek 'n spaar botteltjie gehad. Dit was altyd maar net saam met ons gewees. En jy kry dit by 'n goeie apteek. En dis nie 'n ding wat 'n arm en 'n been kos nie, dis sommer net 'n bietjie van 'n is dit 'n mental ding? Maybe. Is dit 'n ding wat 'n verskil kan maak? Niemand sal regtig weet nie, maar dit is op die einde van die dag dit kan nie skade nie. 'n bietjie lekker so natuurlike reuk op jou hande kan definitief nie skade doen as jy in enige van daai situasies is nie. Maar anyways, alright, ons gaan volgende week gaan ons nou met Nadine, die episode van volgende week gaan nou vir met Nadine wees, ons gaan hom nou môre aand rekord. So as hy volgende week is, en dan is dit dan, daai is episode 98, dan het ons episode 99 en 100. So ons het nog 2 episodes oor, voordat ons daai episode 100 het. So ek hoop julle sien uit, daar's groot dinge wat kom, ons beplan het, ek het volgende week 'n bietjie meer tyd, so dan sal ons al daai goed we'll cross all the T's and dot all the I's, en maak seker dat ons al daai goed is reg vir volgende week. Maar voordat ons goodbye sê, Ari, dit is lekker gewees om te gesels, dankie vir al die kennis, 15 jaar se keringskennis wat oor vir ons gegee het. Ek dink dit is iets wat die luisteraars by die huis kan luister, en sommer net weet waarna om na uit te kyk. Dis reg, baie dankie, Sakkie en Barry vir die geleentheid, om met julle te kon gesels vanaand. Baie geluk met jou verjaarsdag donderdag. Gaan bederf jouself met 'n black labeltjie. Wat ek waar kry. Sorry, Johnny Walker Black. Black label. Ek dink aan 'n bier. Sorry, ek dink aan 'n bier. Jy gaan ek nie 'n black label kry nie. So sê vir kleintjies met jou bederf. Ek sal vir haar sê, ek het hier agter my, een van my vriende het vir my 'n bottel, ek kan daar vir die mense wys, een van my vriende het vir my 'n bottel Blue Label gegee vir ons trougeskenk so 'n jaar terug. So as elke nou en dan as ek regtig lus is vir 'n whisky, dan maak ek hom oop en drink ek maar so 'n bietjie van hom.
So is daar 'n bietjie lekker whisky so, maar ek gaan hom nou nie elke episode een drink nie. Maar Marie, Nogmaals baie dankie, dit was 'n voorreg om met julle te praat. En dankie die vir vorige keer wat ons geleentheid. probeer het, die vorige keer wat ons probeer rekord het, was die internet lekker nie, so dankie dat jy hom ingestem het om weer te try. Dit was vanaand regtig smooth geweest. Ek sien die upload hardloop redelik smooth. So dit was baie lekker. Maar dit, ek wil paar dankie sê, Pat het daai kant bietjie gewikkel. Laaste 2 weke was Pa so 'n bietjie papa. So ek wil paar dankie sê, hierdie podcast sal nie gebeur sonder Pa nie. So ek wil net vir die mense sê, ek hoop julle waardeer maar daai top hier aan Suid-Afrika ook doen. Ek druk vandag op sy knoppie en sê kom ons doen dit, kom ons draai dit, kom ons draai daai. Bel gou vir my daai. Kom ons draai gou die gas vir volgende week. So hy staan al die 4. Ek gee die idees en hy staan die 4 dood. So ek wil vir paar dankie sê, ek waardeer dit. Cheers. Net 'n plesier. Dan sal ons julle volgende week sien. Dan hierdie is nou episode 97. As julle geluister het, nou wil ek vir julle baie dankie sê. Dan sien ons julle volgende week selfde tyd, selfde plek, 12:00 Woensdag. Julle weet, ons is hierso. Julle kan kom luister. Cheers.